Wel, dit is lekker op hierdie môre om met u te kan deel uit die woord van die Here. Ek vertrou die Here, u is opgewonde en u sien uit na die dag wat voor u lê. Amen. Prys die naam van die Here om die lewe aan te gryp met albei hande te midde van alles in hierdie lewe. En dit laat my dink aan Daniël, hoe hy hierdie pos beklee het en 'n belangrike man en hoe hulle almal teen hom opgestaan het en hulle planne beraam het om hom voor die koning te kon bring en dat die koning hom moet doodmaak. En hulle sit en hulle bedink hierdie bose plan uit. En so sit mense baie keer en bedink bose planne uit, hoe en wat hulle aan 'n mens kan doen. Is dit nie snaaks nie, maar dis die realiteit van die lewe. Dit is die waarheid. En hierdie ouens gaan sit, hierdie ministers en almal, en kom na die koning en sê vir hom, luister jy, ons dink vir 30 dae moet almal voor u buig en almal moet u aanbid. En as die bassein blaas. En wat ons baie keer doen is, wanneer die bassein blaas, wanneer mense se woorde spreek, wanneer teen jou dinge beplan, dan soek ons onder mense se woorde. En ons luister na hulle woorde. Maar wat doen Daniël? Ek wil dit vir julle lees. En al die ministers en hulle het al die goed gedoen en alles. Maar ek lees vers 11. En toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Daarop het daardie manne aangestorm en Daniël gevind terwyl hy bid en voor sy God om genade smeek. Hierdie ouens het hierdie ding voor beplan. Maar wat doen Daniël? Weereens, luister vanmôre, geliefde, ek wil u help vanmôre. Hardloop na die Here toe. Dis wat Daniël ons leer. Hy het nie gaan buig en soog voor die woorde van mense nie. U sê vanmôre, mense sê dit, hulle sê die, hulle sê daai, en luister hier, so laat hulle praat, dis alles hoor sê. Maar wat doen Daniël? Dis uitgevaardig. Die skrif is, die bevelskrif is daar, alles is daar. Maar wat doen hy? Hy gaan soek sy God en hy smeek sy God om genade. Nie mense nie. Hou op om by mense gesig te koop. Hou op om by mense aansien te kry. Hou op om by mense daardie guns te probeer kry. Kry God se guns. Kry God saam met jou en kyk wat doen die Here vir jou. Dit sal heeltemal anders wees. Mag die Here u seën en onthou in hierdie dag, as jy omstandighede by die werk het, hardloop na die Here toe. Die Here seën u, gaan in die vrede van die Here en ek gun u 'n baie mooi voorspoedige dag in vrede. Totsiens.